kom by versteekte juwele. Ons Christene verloor maklik uit die oog dat die krag van Christus se opstanding verder voortwerk in ons lewens, en wel op 'n dramatiese manier. Ons lees in Efesiërs 1 dat 'n geweldige groot krag van God werk in ons wat glo. En dan gaan die teks voort, dit is dieselfde kragtige werking van God se mag waarmee hy Christus uit die dood opgewek het. Kan ons dit voorstel? Die krag waarmee die dood, dit is die grootste vyand, oorwin is, werk in ons. Die ou mens wat saam met Christus gekruisig is lewend gemaak. Die lewende Christus werk nou in ons met die krag van sy opstanding. As ons na onsself kyk en na die Christendom rondom ons, dan kry ons dikwels 'n ander prentjie, en maklik is dit 'n prentjie van kragteloosheid. En dit is doodeenvoudig omdat ons nie genoeg krag put uit Jesus se opstanding nie. Dis omdat ons nie bewuslik genoeg daaruit leef nie. Miskien vergeet ons maar so 'n bietjie van die krag wat tot ons beskikking is. Ons is aan Christus verbind aan sy dood en sy opstanding. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my, skryf Paulus in Galasiërs 2. Ons het sopas Paasfees gevier om ons weer in hierdie werklikheid te verdiep, en elke Sondag, die opstandingsdag, word ons weer daaraan herinner. Miskien is ons soos die boer van lang gelede wat Eskom se hoëspanningsdrade oor sy grond toegelaat het. En toe iemand van Eskom hom vra of hy nie ook van hierdie krag aangelê wil hê na sy huis toe nie, toe sê hy nee. Hy het hierdie krag tot sy beskikking gehad. Hy kon dit net gebruik, maar hy wou nie. Hoe sou die Christendom se prentjie lyk as ons net meer van Christus se opstandingskrag gebruik? Ons liefde, ons krag, ons hoop sou soveel meer wees. En watter ander plek sou die wêreld rondom ons nie ook kon wees nie. Ons kan daarmee begin, deur elke oggend vir die Here te sê, ek leef nie meer nie. Leef U vandag in my.